Hallo, my naam is Theo en baie welkom by Apiro Media. Ons praat op die oomblik oor spiritual rhythms of geloofsgewoontes of regulas of dissiplines, dinge wat gelowiges gedoen het om geloof in hulle lewe te ontdek en om geloof in hulle lewe te groei. Paulus het 'n verskriklike mooi beeld wat dit in jou lewe doen en wat dit behoort te doen, en dis die volgende. Hy sê in Romeine 8 vers 26, en God het lank vooruit gedink dat ons verander moet word na die beeld van sy seun. Die message sê, and we see the original and intended shape of our lives in him. So, dit wie jy werklik is, daai beauty wat God gemaak het, wat na sy beeld is, sy planne, sy drome, jy sien dit die beste in Jesus. En hoe jy dit sien, is deur hierdie ritmes in jou lewe. 'n Ritme of 'n gewoonte word die beste beskryf deur die woord trellis. Dit is 'n woord wat gebruik word vir as jy 'n plantjie het en hy moet teen die muur groei, die ding wat jy teen die muur sit, die houtjies of die draad of wat ook al, en hy groei teen dit, dis 'n trellis. So die trellis is nie die plant nie. So die gewoonte self is nie dit wat jou geestelik maak nie, glad nie. Maar die gewoontes help dat die plant kan groei. En ek het so 'n amazing plantjie by my huis, 'n grenadella boompie wat eintlik vir 2 jaar net gestaan het en eintlik nooit gegroei het nie, en ek het geweet ek moet die ding eintlik teen die muur kry goed, en nadat ek nou ook 'n trellis na baie pietie om laat groei teen die muur, is dit eintlik ongelooflik wat gebeur op die oomblik. Dat ons het bakke en bakke vol grenadellas, selfde plant, dieselfde water, dieselfde goed. Die verskil is, hy het iets teen wie hy kan groei. En dis wat ek en jy nodig het. Nou daar's baie, in die Bybel daar's 60, 80, hoeveel is daar? En ek dink soos wat 'n nuwe wêreld ontwikkel en groei, dat daar nuwe gewoontes aangeleer word in ons lewe om regtig met God te kan relate, met God te kan connect. Van al hierdie dissiplines kom ons agter dat daar veral 4 is wat die heeltyd oppop en wat hom herhaal. En dit was gewoontes met die skrifte, of met hierdie storie wat God het met die wêreld wat vir 1500 jaar maar net vertel is, en selfs die eerste 100 jaar was daar nie 'n Nuwe Testament vir mense wat Jesus gevolg het, maar het erns gemaak met dit. En dan was daar ritmes wat jou help om na boontoe te relate, met gebed. Noem dit vocatio, vocal. Jy moet kan luister, want dit is wat gebed is. Dit bring my op die plek om te kan hoor. En dan was daar dissiplines gewees wat jou medelee leer en wat jou help om medelee te ervaar en wat jou op 'n pad sit, op 'n missie sit, commission, wat jou na plekke toe vat en wat mense gedoen het. En dan die laaste was daar gewoontes en ritmes wat jy jou lewe laat deel het met ander in binne 'n geloofsgemeenskap. Al hierdie ritmes, daar's eintlik 4. En antieke gelowiges het gepraat van die skrifte as ankers, en hulle het gepraat van die opwaartse gewoontes, en dan ook die sywaartse gewoontes of na buite, en dan die inwaartse gewoontes, die community, as die vleuels. So jy het 'n anker, of die grond waarin dit groei, en dan jy die vleuel wat die ritme bring in jou lewe. So dit is waarna hierdie kursus gaan kyk.